I give you my heart. I give you my soul. Here, mag elke tree wat ek gee ter ere wees van U, my God. Here, mag elke asem wat ek inasem en uitasem, dat ek weet die bron is U, my God. Here, baie dankie, my God. Baie dankie vir U in hierdie huis, Here. Here, ek vra vir U, Here, indien daar mense is wat nog nie kan voel, hulle is in die presence van die Here nie, Here, dat U hulle net sal aanraak, Here. Thank you, God. Here, seën ons samekoms vandag, my God. Here, berei die ore voor vir die boodskap wat U vir hulle wil gee, my God. Here, vergewe enige sondes waarvan ek weet, enige sondes waarvan ek nie weet nie, my God. Was my nou silwer skoon, Here, sodat hierdie wessel wat Dudley Carstens is, skoon kan vloei van U woord af, tot daar die mense wat U wil bereik, Here. Vat beheer oor my tong, vat beheer oor my lippe, my God, sodat die woorde wat hier uitkom vandag, nie Dudley Carstens se woorde is nie, maar die woorde van ons lewende God. Seën ons samekoms asseblief, my God. Baie dankie. Amen. Vir die wat nog nie weet nie, my naam is Dudley Carstens en ek kry so af en toe die geleentheid om dit wat die Here in my deponeer te kan deel met julle. Ek wil sê dat in my loop, in my lewe, het die Here my ongelooflik baie gebless, so in terme van aardse dinge, het ek redelike boksies getik, maar daar is geen eer, niks wat vir my naby kom as om die woord van die Here met mense te kan deel nie. So dis vir my 'n absolute eer wat ek nie ligtelik opvat nie, want ek weet elke woord wat ek hier sê, sal ek eendag moet oor rekenskap gee. So vandag gaan ek met julle praat, is links of regs van die kruis. Ek dink ons almal weet hoe Jesus gekruisig was daar 2 misdadigers saam met hom gekruisig. En as 'n ou nou dink, dan dink jy nou, Jesus is in die middel, een is links en die ander een is regs. En die vraag vandag wat jy moet vra is ek links of is ek regs van die kruis? Nou, dis nie 'n strikvraag nie, want ek glo die meeste van ons is in Jesus Christus. So ons hang saam met Christus op die kruis. Want ons het klaar vir Christus as ons verlosser aanvaar. En maar ook vir daai's wat saam met Christus is, wat in Christus is. Glo ek die Here het vandag manna uitgesit wat hy vir julle wil gee. So dit gaan nie net oor 'n links of 'n regs van die kerk nie, van die kruis nie. Nou, ek wil vir julle eers so 'n bietjie agtergrond gee voor ons by die manne links en regs van die kruis kom. En ek dink 23 September 2025 kan enigiemand my sê wat dit nie daai dag gebeur nie. So ek dink in Christen geskiedenis sal dit nou een van daai dae wees as 'n watershed moment. Jy weet, die wat nou nie weet nie, daar het mense profeteer dat Jesus Christus op daai dag sy kinders gaan kom haal. Nou, jou eerste reaksie, en ek dink almal se eerste reaksie is, maar
kan ons nie wees nie, want net die Vader ken die dag en die uur. En dis 100% reg. Ons lees in Matteus 24 vers 36, Gerard asseblief. Staan daar geskryf, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit. Nou, wanneer sulke dinge gebeur, dit is natuurlik ons my wegspringplek ook gewees. Wanneer sulke dinge gebeur, sien ek onmiddellik 'n geleentheid vir 'n debat. Eerstens, dis maar in my natuur. So wat ek doen met 'n debat is ek gaan sit en ek kry 'n argument for en ek kry 'n argument against. So wanneer ek nou met Janine gesels en sy het 'n argument for, dan gooi ek my argument against, just to balance the scales. So in my natuur was dit, ek kon dit nie net daar los en sê Matteus 24 vers 36 sê so nie klaar, die saak is afgehandel nie. So ek het besluit, ek was eintlik geprompt om 'n bietjie verder te gaan lees. En kom ons lees gou saam net 'n bietjie verder. Matteus 24 vers 37 tot 39. Dan dis nou die opvolg na 36 wat ons nou net gelees het. Dan sal daar, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou en tot op die dag wat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Het baie dinge gebeur. So, die wat nou al saam met my gereis het deur Openbaring, ons het nou nog nie heeltemal deur hom nie, maar ons kom daar, sal weet dat daar verskillende teorieë is oor wat genoem word die wegraping. En hierdie sal dan 'n voorbeeld wees van 'n voorverdrukking se wegraping, indien dit nou 23 September. Dis nie noodwendig waarin ek glo nie, die evidence in die Bybel wat ek gesien het nie, maar geen mens, geen engel, nie eens die Seun nie, ken die tyd, die datum en die uur nie. En nou dink jy by jouself, ons begin eers by die dae van Noag. So die dae van Noag was so lelik, dat die Skepper gesê het, "Tjoh, hierdie wil ek nie, dit is hierdie idee wat ek gehad het, toe ek mens create het. Wipe hulle. En as jy nou vandag na die wêreld kyk, dink ek jy moet agter onder 'n klip uitgebroei wees as jy nie kan sien hoe goddeloos hierdie wêreld is nie. So ek dink as 'n ou gaan trek en dis dinge wat ons in as jy nou nie Openbaring gesien het, jy kyk op die kerk se YouTube blad wat ons daar bespreek het en so jy kan sien die tyd op aarde is pretty much soos in die tyd van Noag. Nou my redenasie was nadat ek hierdie stukkie gelees het. Omdat Dudley Carstens nie kan die evidence sien van 23 September nie. En omdat die Here, net die Here weet die dag en die plek, maar tog lees ons hier raak die Here vir Noag gaan prep. Tog het die Here vir Noag gaan sê, luister, bou 'n ark want ek gaan skoonmaak hier. Dis nou in hierdie tyd. So die Here, net die Here ken daai datum, maar die Here het gekies om vir Noag in kennis te stel. So my redenasie was toe nou, as die Here daai tyd vir Noag in kennis kon stel, kan hy mos maar kies nou om vir wie ever in kennis te stel, indien dit dan nou so sou wees. So, ek het geredeneer, best case scenario, kyk, jy moet mos maar elke dag, ons wag mos nou maar vir die Here elke dag. So jy moet elke dag
moet jy gereed wees in 'n geestelike opsig. Maar ek het sommer gedink, weet jy, indien dit nou so is, ek kan nou nie sê dit is nie so nie, maar indien dit nou so is, dan moet ek nou maar gou 'n paar my dinge in orde kry, want ek glo dan nou, jy weet, ek glo wanneer die Here kom, gaan ek saam. En so die eerste ding wat 'n ou mos maar doen, is jy check, is ek reg? Is my hart vir die Here? Leef ek in die Here? Wanneer die Here kom, gaan hy my saamvat. Tweede ding wat 'n ou check, is my naastes reg? Is hulle gered? Gaan ek wanneer die Here binne 'n oogwink kom, want die Bybel sê soos binne 'n oogwink, gaan ek hulle in die hemel sien? Of gaan ek nie? Baie mense stop daar, want hulle is nie so seker oor die redding van hulle naastes nie. Maar ek was oortuig dat ek my geliefdes daar sal sien. En hier kom die hakplek. Hier kom die hakplek. En dit gaan verregaande klink, maar dit is so reël soos dit kon wees vir my. En ek wat excited is oor die koms van die Here. Ek sê elke dag weer, can't wait. En my excitement het ewe skielik en as hier nou die agterheid ontaard. Want Here, wat dan nou van my 2 hondekinders? En dit is eers 'n grapie. En ek het by die Here se voete gaan lê. En ek het vir die Here gesê, Here, U het nie vir my kinders gegee op hierdie aarde nie. U het vir my hondekinders gegee. Kan 'n ou nie maar so ridiculous soos dit is. Ek en Janine elkeen 'n +1 vat. Jy weet. En ek het genuinely gebid vir die Here vir my honde, want dit was my grootste bekommernis. En ek sê toe nou vir Janine, nou later maak jy nou maar lig van die storie, maar jy weet, die senuwee is knaag en ek sê vir Janine, hoorie, die 23ste gryp jy een, ek gryp een. Ons hou hulle styf vas. So as ons kom, dan sê ons, hulle is ook hier. En so, jy weet, ou ken ook mos nou maar die storie. So dink ek, okay, ek moet nou my sake in orde kry. Ek is pretty sure my naastes gaan. Wanneer die Here sy kinders kom haal, ons is daar. Nou sit ek met 'n dilemma, wat nou indien daar nou nie daai dag plek is vir die diertjies nie. Dink toe, wag, ek gaan nou een van my vriende wat ek pretty much seker is, nou nie hierdie kaartjie gekoop het, jy seker die geld gebruik vir 'n rugby game. En ek dink, weet jy, kom ek dra vir hom ietsie, wat sê, luister, hier's vir jou 'n klomp aardse besittings, wanneer ons nou gaan, vir jou huis, kar, al daai tipe vibes. Kyk net vir my na die 2 hondjies, tot wanneer hulle in ewigheid kom, en ons daar mekaar sal ontmoet. En ek het toe nou later oor dit gekom. En ek bely, soos ek hier met julle gesels. Ek is eintlik te skaam om te sê waar ek gaan. So 2 dae, dink die 21ste of so. Dat ek like videospeletjies speel. Dis maar dat ek werk baie met my brein by die werk, so dis maar my afskakel. En ek het rondom die 19de het ek nou net 'n nuwe videogame gekoop en ek dink so vinnig kom dit by my op. Here, maak er dan nou net nou die dag hierdie game gekoop. Hoe's dit dan nou? En dit was 'n vinnige gedagte, hè? Maar dit was so sinseer. Dit het so uit die hart uitgekom dat ek myself amper bestraf het en ek dink, brother, vir iemand wat glo, hy het hom heeltemal losgesny van die wêreld af. Dat die Here vir my kom wys, Dudley Carson, jy het nog so 'n paar kettinge. En dit is die manna wat die Here
vir ons wat glo, ons is nie links of regs van die kruis nie, in die kruis. Ek wil hê wanneer ons bid laat die Here vir jou daai kettingkies wys. Laat ons vir ons waarlik, wanneer die Here kom, wanneer niemand die dag, die plek, die tyd of die uur weet, dit kan nou ook gebeur, dat ons nie weet, ek het die stoof aan vergeet. So ons moet ons lossny. Sny jou los van die laaste ketting. Ek het daar besef, I've got chains. Al het dit by my gekom in 'n grappie. Al was dit net so vinnig, jy my dan nou die dag daai game. Dit is omdat dit uit my hart uitgekom het. Dit was nie 'n thought nie. It was real. En ek prys die Here vir dit. Ek prys die Here vir dit. Want as jy nou vir my gevra het, Dudley, is jy totaal los van die wêreld, het ek ja gesê. And it wasn't true. Because ek wil nog 'n gamepie speel. Nou kom by die ouens links en regs van die kruis. En ons lees gou eers uit Lukas 23 vers 39. Daar staan geskryf. Okay, nou net so vir dat ons nou nie later by die huis ook 'n probleempie het nie, want Janine is links en ek is regs. Gaan ons nou nie verwys na die ou links of regs nie, ons gaan maar wys na misdadiger nommer 1 en misdadiger nommer 2, want wie sê links is regs? Reg. Of regs is reg. Anyway, so misdadiger nommer 1. Daar staan geskryf. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster, dis nou vir Jesus, en gesê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en vir ons ook. In hierdie tyd van die 23ste, en die Here kom wys my hierdie parallelle van die kruisdood en die 23ste. En in hierdie tyd van die 23ste sê die mense, lees, dit was 'n vieslike storie, jy kan op Facebook lees, maar is daar so 'n paar mense wat sê, kom jou imaginary maatjie alweer. Hy moes mos in die jaar 2000 hier gewees het, hy moes mos al in die jaar 2012 hier gewees het, en hy kom nou weer. As dit met jou sleg gaan, daar is daar dies wat sê, hoekom vra jy nie jou Here nie? Hy kan jou mos red. Hoekom vra jy nie jou Here nie? Hy kan mos vir ons almal red. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red ons ook. Ek het een keer met 'n ouetjie wat nou nie gered was nie, het ek begin gesels oor sy probleme, en so luister 'n ou mos maar nou eers, en dan bring jy hom so nader aan die waarheid. Jy dip hom so half in, en soos ons nou gesels, gaan die gesprek oor in God. En hierdie ou bars uit, hy spring so op, hy sê, God doesn't exist. En ek sien in sy oë haat. Ek sien niks wat ek nou vir hom gaan sê, gaan deurdring. Dis 'n brick wall. Hy het seer gekry iewers langs die pad, maar sy hart is so vir haar. En kom ons lees gou in 1 Korintiërs 2 vers 14. Dis vir my ongelooflik hartseer dat ek kan jou amper garantie, elkeen wat hier sit, ken iemand soos dit. Weet van iemand soos dit. Vir wie jou hart bloei, wat jy ook wil sien, wanneer die Here jou binne 'n twinkling of an eye kom haal. Maar jy weet hy wil nie luister nie. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie.
Vir hom is dit onsin. Dis 'n imaginary friend. Hy kan dit ook nie verstaan nie. Dis ongelooflik hartseer. Hy kan dit nie verstaan nie omdat hy dit nie geestelik, omdat dit geestelik beoordeel moet word. So hy kan nie eers verstaan wat jy vir hom sê nie. Jy mors inderwaarheid jou woorde want hy is so verdig teen dit. Al wat jy vir daai mense kan doen is bid. Is bid dat die Here homself openbaar op 'n miraculous manier, op watter manier ook al. Jy kan net bid dat die saadjie wat jy dalk probeer plant het, dat die Here daai saadjie water en dat daar 'n ommekeer in daai persoon se hart sal wees. Jy weet, die punchline van hierdie ou wat sê, dis vir my uiters ironies. Die ou wat sê, as jy dan nie Christus nie, red jouself en ons ook. And that's exactly what Jesus is busy doing. Jesus is besig om op die kruis te sterf vir jou en my sonde. He can't see it. He can't see it. Langs hom, Jesus se dood is daar tot jou redding. Jesus is soos, that's what I'm doing. He can't see it. In elk geval, ons lees verder in vers 40. Daar staan, maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom en hy sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Het baie dinge gebeur net in daai kort stukkie. Eerste ding wat hierdie misdadiger nommer 2 gedoen het, hy het gesê, Jesus, ek is 'n sondaar. Ek moet rekenskap gee vir my sonde. But he admitted, I'm a sinner. Hy het verder gekom en hy het gesê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. So hy het gesê, ek is 'n sondaar en hy het vir Jesus erken as die koning van konings, as die savior. Op 99. En hy gaan saam met Jesus die paradys in. Nou so is dit mos ook met baie van ons. Maar net so voor ek dood is, kry ek 'n 99. Party mense is gelukkig. Hulle het 'n lang sterfbed. En steeds kan hulle nie sien nie, want dan op 'n lang sterfbed sê hulle nog, kyk wat doen die Here aan my, kyk wat het die wêreld aan my gedoen. Kan hulle nog steeds nie hulle kinders vergewe nie, kan hulle nog steeds nie hulle familie vergewe nie, hulle lê en gaan, want hulle is misdadiger nommer 1. Even at 99. Sommiges gaan in die paradys en hulle skuur deur op die laastes. Maar as jy vandag sit en jy het nog nie vir Jesus Christus aanvaar as jou saligmaker, jou verlosser nie. Time is running out. Elke sekonde is nader aan die einde. Ek dink byvoorbeeld aan nou in Kraaifontein, 'n 42-jarige rugby-afrigter wat 'n gesonde man. Hy het reeds internasionaal afgerig. Ek dink ek het geglo hy sou groot dinge in Suid-Afrikaanse rugby nog kon doen. Hy het op die veld in mekaar gesak en nooit weer opgestaan nie. 42. Jare terug toe ek nog rugby gespeel het, het een van my spanmaats
op die veld in mekaar gesak en nooit weer opgestaan nie. Jong man. Die dood vra nie, hoe oud is jy nie? Hy vra nie, wanneer wil jy gaan nie? Hy kom soos 'n dief in die nag. Is jy gereed? Op die 23 September 2025 was daar nie 'n wegraping nie. Maar duisende, der duisende, wêreldwyd, het daai dag gesterf. Is hulle op pad paradys toe gewees? Of was hulle op pad na die vlamme hel toe? Indien jy nog steeds links of regs van die kruis is, misdadiger 1, misdadiger 2, wil ek jou uitnooi vandag, wanneer ons net nou daarby kom. Prepare yourself, stap vorentoe en kom sê, Jesus, here I am. Here I am. As jy nou nog nie oortuig is oor die saakie, kom ons kyk gou, wie jy, die Bybel is so lewendig. Is so lewendig. Ek kan nou gisteraand 'n versie lees en ek kan vandag presies daai selfde versie lees. And it's two different things, totally different things. Hoe meer jy die karakter van Jesus leer ken, hoe meer jy die Vader leer ken, hoe meer die Heilige Gees jou lei, hoe interessanter word die Bybel vir jou, hoe lewendiger word die Bybel vir jou, hoe meer cross-reference hy, hoe meer sien jy, wow, I've never seen this. Kom ons kyk gou na 'n testimony van Jesus op die kruis. Ons nou hoor wat sê misdadiger 1, misdadiger 2. Matteus 27 vers 45 asseblief. Daar staan geskryf: Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. En 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Nou, jy dink nou, maar nou, hoekom sal Jesus nou so iets sê? Hoekom sal God dan nou vir Jesus verlaat hier in sy uur van nood? En dit vat my na Psalm 22 toe. Nou daar het 1000 jaar verloop tussen Dawid in hierdie tyd van Jesus. Psalm 22 is 'n Psalm van Dawid. Ons gaan nie die hele Psalm lees nie, maar ons gaan net so stukkies. En dan sal jy sien hoe dit 'n testimony is tot wat daar op die kruis gebeur het. Daar staan geskryf: My God, waarom het U my verlaat? Dit is die woorde van Psalm 22 wat Jesus begin. So ons lees verder van vers 7 af tot vers 24. Daar staan geskryf. Ek gaan net ek lees van ek word af. So ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: Laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry, as hy dan nou so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel soos die beeste uit Basan, staan hulle my toe. Soos verskeurende, brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water, al my bene het uitmekaar uitgeval, my hart het soos was geword. Dit smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf, my tong kleef aan my verhemelte. U laat lê my asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my,
Die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en my voete vas. Al wat bene is in my, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looitjies oor my mantel. Ons lees in Matteus, nie jy nie Gerard, ons gaan aan. Ek wil net 'n side note in Matteus 27 vers 35 sê vir ons, hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Ons gaan verder in 20 sê, en U Here, moet tog nie so ver bly nie, bron van my krag. Help my tog gou. Red my van my swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en tussen die horings van die wilde beeste uit. U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom, nageslag van Jakob, betoon hom die eerbied, nageslag van Israel. So op die ou einde van die dag, op 23 September 2025, was daar nie 'n wegraping nie. Baie mense sal sê, maar ek het jou mos gesê. Dis dan wat die Bybel sê. En hulle bly by dit. Wat 23 September 2025 gekom doen het, is net weer 'n trompet geblaas het, om die mense te herinner, Jesus is op pad. Jesus is op pad. Maak jou saak reg. Die dag van môre is dalk nie vir my of vir jou nie. Ons moet onsself lossny van hierdie aarde af. En indien jy nog nie daardie totale oorgawe gemaak het nie, daai public declaration, soos misdadiger nommer 2 wat sê, Here, ek is 'n sondaar, U is die koning van konings, net deur U kan ek gered word. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Wil ek jy moet vorentoe kom. Nie om jou op die spot te sit nie. But it is jou eerste trappie tot in die paradys. It's for you. It's a joyous occasion. No one's gonna frown upon you. Die wêreld gaan mag dalk anders lyk as jy hier uitstap, but it will look better because you've stepped into warriorship of our Lord and Savior. Kom ons sluit net die oë vir 'n rukkie en ons gee. Ons maak ons oë toe. Ek weet hier is mense met wie die Here praat vandag. Dis 99. Die klok kan nou oorslaan. Jesus is calling. Hemelse Vader, baie dankie vir elkeen wat hier is vandag, my God. Here, baie dankie vir U woord wat ons kom voed het vandag, my God. Vir U woord wat ons kom herinner het dat al dink ons is vry van die wêreld, moet ons elke dag seker maak ons stap in die lig en ons sny ons waarlik los van hierdie sondige wêreld. Here, sodat soos ons gesing het, Here, elke tree wat ons gee in U is, my God. Heilige Gees, ek vra vir elke siel wat hier is vandag, Here. Indien hier 'n siel is wat nog nie oorgawe, totale oorgawe gemaak het nie, touch them, Father God. Gee hulle die boldness, die courage, die never-mindness. Niemand kyk nie, dis 'n saak tussen my en God die Vader.
Die engele juig in die hemel sodra daar iemand oorstap in die kamp van oorwinning. Here, want ons het net so 'n kort tydjie in hierdie lewe. Die lewe is net 'n klein toetsie vir 'n ewigheid. U het vir ons vrye wil gegee. Ons kan kies om U te aanvaar. Ons kan kies om saam met U in die paradys te wees. Of ons kies die ewige vlamme hel. Ons gaan nou die loflied, die lofsangers gaan vir ons 'n liedjie speel. En dink oor jou saak. Sal iets is wat jy moet lossny. God will do it for you right here, right now. Ons moet ons faith in aksie sit. En hier vandag is jou aksie net een tree. Net 'n simpel tree om te sê, yes Lord, yeah, I know I'm not perfect, I know I'm a sinner. But I promise you that I will follow you tot my dae op die aarde verby is. Indien daar dinge is waarmee jy gebed nodig het om los te sny van hierdie aarde. Is miskien meer eenvoudig as 'n TV game. Anything. Let us pray for each other. Want dit is hoekom ons hier is. Ons is hier om mekaar te bedien, om mekaar te help. Nie om te sê, addict, kyk hoe sleg is hy nie. My brother, kom ons oorwin saam in Jesus naam. Seën, werk aan elke hart, Here, sodat die saad wat vandag gegooi is kan groei, Here. Let them know you are calling. You are calling. And thank you for keeping on calling. In Jesus' naam. Amen.